Jy word vandag genooi om stil te staan en saggies terug te kyk na jou week. En die gedagte is nie dat jy dit beoordeel nie. Dis nie omdat jy iets moet regmaak of verander nie. Jy kyk terug bloot om op te merk wat in jou week gebeur het. Wat het by jou gebly? Watter oomblikke ekho nog so saggies in jou lewe? Waaroor wonder jy nog? En terwyl ons aan die einde van hierdie eerste week van Lent kom, laat jou gedagtes teruggaan na Aswoensdag. Want daardie herinnering dat ons stof is en dat ons na stof sal terugkeer. Hierdie waarheid is nie bedoel om ons tot wanhoop te lei nie, dit trek ons eerder na nederigheid, na 'n gedeelde menswees, na die stille vertroosting dat Jesus ook gekies het om ten volle in ons broosheid in te stap, selfs in lyding en tot die dood. Keer nou saggies terug na oomblikke hierdie week wat vertroosting of duidelikheid of 'n gevoel van nabyheid aan God gebring het. Waar het jy gevoel jy word vasgehou? Waar het jy 'n geskenk by die Here gekry? Dalk 'n onverwagte standvastigheid of 'n oomblik van vrede. Wat openbaar God in daardie oomblikke vir jou? En dan sonder om te jaag, draai na die plekke wat dalk moeiliker was. Oomblikke van uitdaging, van uitputting, van hartseer of teleurstelling, jou eie of iemand anders in. En jy hoef dit nie weg te verduidelik nie. Bly ook net vir 'n oomblik daar. En bring dit weer voor God. Vertrou dat hy jou met deernis en liefde ontvang en dat hy met jou deel in dit. Terwyl jy dan reflekteer, wil jy dalk weer terugkeer na Psalm 121 en let op 'n woord of 'n frase wat jou hierdie week vergesel het. Laat daai woord of frase saggies na die oppervlak kom. Wat sou God dalk aan jou kommunikeer deur dit in die voorgrond van jou aandag te hou? Let op hoe God stilweg teenwoordig was, besig om jou te bewaar, jou te lei, jou te nooi, terwyl jy hierdie pad saam met die lydende Jesus stap. 'n Skrywer het een keer gesê dat een van die belangrikste praktyke in ons lewe saam met God is om haas of om gejaag te wees, ten alle koste uit te roei. Ruthlessly eliminate hurry. So beweeg vandag stadig. Laat rustige refleksie 'n daad van vertroue word. Vertroue dat die een wat saam met jou loop jou nie vergeet nie, jou nie ignoreer nie en nooit wegkyk nie. Rus dan in hierdie versekering. Jou beskermer is wakker en hou jou elke oomblik van jou week vas. Sê vir God dankie hiervoor. En vra hom dan saggies wat jy nodig het terwyl jy vorentoe kyk. Daar's geen haas nie. Jou beskerming slaap of slymer moes nie. Kom ons bid. Dankie Here vir hierdie week en vir al die uitnodigings wat na ons toe gekom het. Dankie Here dat U naby aan ons was, of ons dit opgelet het en of ons dit nie opgelet het nie. Dankie vir die voorbeeld wat U vir ons stel en hoe U kom mens word het. Here, ons kyk op na U en ons vertrou dat ons hulp van U afkom. Lei ons ook nou soos wat ons vorentoe gaan. Amen.